Ek lees dan vir ons 1 Timoteus 3 vers 14 tot 16. Ek skryf hierdie dinge aan julle, hoewel ek hoop om gou na julle toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teespraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is hy bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Ons lees net so ver. Gemeente, so 2 jaar gelede was daar 'n storie in die nuus oor 'n 90-jarige tannie wat bekend staan as Ouma Katinka. Nou, Ouma Katinka is die enigste persoon in die hele wêreld wat nog die Nama-taal vlot kan praat. Die Nama-taal is 'n Khoisan-taal wat eie is aan Suid-Afrika. Nou, die vraag het begin ontstaan, hoe kan ons 'n taal beskerm of bewaar as daar net een persoon in die hele wêreld is wat die taal nog kan praat? Wat kan ons doen om die taal te beskerm sodat die generasies na ons nog steeds hierdie taal kan ken, kan leer en kan verstaan? Ouma Katinka het toe saam met navorsers begin werk. Sy het aan gemeenskapswerkers hierdie taal begin leer. Sy het die taal neergeskryf en ons dokumentêre gemaak. Sy het die taal spesifiek ook aan kinders gaan leer. Op so 'n manier het Ouma Katinka hierdie taal beskerm en bewaar. Sy het nie net hierdie taal beskerm nie, maar sy het dit ook lewend gehou vir die generasies wat nog moet kom. Na Jesus Christus se kruisiging staar dieselfde uitdagings die gelowiges in die gesig. Want Jesus Christus, ons Here, is doodgemaak. Alhoewel hy 3 dae later weer opgestaan het, leef hy nie meer hier op aarde tussen ons nie. Alhoewel hy opgestaan het, kan hy nie meer hier aan ons die woord van God kom verkondig nie. Sy apostels, wat saam met Jesus geleef en van hom die evangelie ontvang het, is ook besig om ouer te word en ook hulle gaan nie vir altyd leef om die evangelie nog verder te verkondig nie. So die vraag is, wat kan die gelowiges doen om te verseker dat die goeie nuus van die evangelie nie ook saam met die apostels sterf nie? Die antwoord? Niks. Die apostels en die gelowiges kan absoluut niks aan die situasie doen nie. Maar God kan. Daarom kies God om in Handelinge sy kerk te kom stig. Hy kies om sy woord vir ons behoue te laat bly, sodat elkeen vandag van ons nog die woord van God kan lees. God self besluit om sy Heilige Gees uit te stort en om dan aan die apostels die opdrag te gee om die Jesus Christus wat opgestaan het, te gaan verkondig. Die apostels moet nie die goeie nuus vir hulle self hou nie. Hulle moet dit aan ander gaan vertel, sodat ons en ons kinders dit ook uiteindelik sal ken. Gemeente, nie net besluit en kies God om sy kerk te kom stig nie, maar hy kom leer ook vir ons in sy woord hoe sy kerk moet werk. God is die een wat die opdrag gee dat die kerk gefokus moet wees op hom en op sy woord. Hy besluit dat die kerk die plek van aanbidding moet wees. Dat ons hier by mekaar moet kom om meer van God te kan leer. God kies die apostels om die fondament van die kerk te gaan lê, deur die woord te verkondig en deur mense te onderrig in die evangelie. Die apostels kry daarom die opdrag om in die kerk van God die woord te verkondig, mense te doop, die nagmaal te bedien en die gelowiges te onderrig
Nie deur hulle eie menslike kennis en wysheid nie, maar onder leiding van die Heilige Gees. In lyn met hierdie opdragte, hierdie riglyne en die leiding van die Heilige Gees, is die kerk van ons lewende Here toe bietjie minder as 2000 jaar gelede gestig. Nou gemeente, ons moet raak sien dat van die heel begin af was die kerk God se idee. God is die een wat roep, wat kies, wat stig en wat sy kerk sigbaar kom maak. Dis nie sommige gelowiges wat besluit het om op 'n Sondag by mekaar te begin kom nie. Die kerk is nie 'n mensgemaakte projek waar ons sommer net kan kies hoe dit moet werk nie. Die kerk van God is deur hom gestig en deur hom uitgedink. Die kerk van God is deur God geskep. Deur al die eeue is die kerk van God deur God beskerm, bewaar en versorg. Vandag, duisende jare nadat God sy kerk kom stig het, is hy steeds die een wat roep, wat kies, wat sy kerk versorg en wat ook sy kerk hier op aarde sigbaar kom maak. Van Handelinge af toe die kerk gestig is, tot en met die tyd wat die brief 1 Timoteus geskryf is God dieselfde God en is sy opdrag aan die kerk ook presies dieselfde. In 1 Timoteus kom herinner Paulus ons daarom aan hoe die kerk moet werk. Paulus skryf in vers 15 dat die kerk 'n huisgesin is. Die kerk is nie net 'n huisgesin nie. Die kerk is die huisgesin van die lewende God. God staan aan die hoof van sy kerk, aan die hoof van sy huisgesin. God, as die lewende hoof en die lewende God, is die een wie ons vergader, wie ons lei en wie ook vandag nog sy kerk onderhou. Jesus Christus word deur God aangestel as die gesalfde hoof. Hy is die een wat sorg dat sy kerk bestaan in geloof en in belydenis. Ek en jy het die voorreg om deel te wees van die huisgesin van God, alleen omdat ons met hart en mond bely en glo dat God die enigste lewendige God is. Ons kom by mekaar omdat God sy kerk gestig het en omdat hy gekies het om my en jou te kom insluit by sy huisgesin. Ons, die hervormde gemeente van Louis Trichardt en Soutpansberg, is deel van God se huisgesin waarvan hy die hoof is. Wanneer ons daarom as geloofsgemeenskap op 'n Sondag hier by mekaar is, dan is God ook hier by ons teenwoordig. Ons kom daarom nie op 'n Sondag kerk toe om vermaak te word nie. Ons kom nie hierheen om 'n motiveringstoespraak te hoor nie. Ons kom sodat God ons deur sy woord kan kom versterk en kan vertroos. Op 'n Sondag word ons hier deur die Heilige Gees versamel en is hy die een wat ons bring om deur die woord van God herinner te word aan die goeie nuus van die evangelie. God lei ons en is self ook hier teenwoordig wanneer ons hom aanbid, wanneer ons hom loof en hom prys. As huisgesin van God, loof en prys ons vir God, omdat hy die hoop is en ons as gelowiges se sekerheid is. Ons is seker van ons verlossing, want God het dit kom verseker. Ons is seker van die vergifnis van ons sondes, want God het dit deur Christus kom volbring. Ons is seker van die ewige lewe, want God het dit kom beloof. As huisgesin kom loof en kom prys ons vir God, omdat hy dit in sy woord aan ons kom beloof en kom verseker. Ons kom loof en prys hom, want hy is ons vaste sekerheid. Geliefdes, in Handelinge toe God die kerk gestig het, het hy die apostels geroep om sy woord te kom verkondig. Vandag nog kom lei Jesus Christus ons as kerk
deur die Gees van God, om nog steeds getrou te bly aan hierdie taak wat hy vir sy kerk kom gee het. Daarom maak ons nie van die erediens 'n vertoning of 'n motiveringstoespraak nie. Ons maak van die erediens dit wat God van dit wil hê. 'n Ontmoeting met hom deur sy woord en deur sy Gees. In Handelinge het God sy kerk vir 'n rede kom stig. Daar's 'n rede waarom God sy kerk nog altyd deur die eeue bewaar, geseën en gelei het. Daar's 'n rede waarom God aan die gelowiges kom opdrag gee om aan die kerk te behoort en om gereeld by mekaar te wees. Hierdie opdrag kry ons in 1 Timoteus 3 vers 15. Paulus skryf die gemeente, die kerk, die huisgesin van God, is die draer en die beskermer van die waarheid. As kerk word ons deur God geroep, gekies en gelei om sy waarheid te kom beskerm. Dit is die primêre roeping van die kerk, om die waarheid wat God reeds aan ons kom openbaar het, te kom veilig hou. Die waarheid wat ons moet dra en moet beskerm, is die waarheid wat reeds bestaan. Dis die waarheid wat hy reeds aan ons kom openbaar het. In vers 16 kom sê Paulus vir ons presies wat hierdie waarheid is. Hy sê, as mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Dit is die waarheid van God. Dit is die waarheid wat ons as kerk moet kom beskerm. As kerk is dit daarom nie ons werk om nuwe waarhede oor God uit te dink of om sy woord te kom verdraai en kom verander soos wat dit by ons pas nie. Ons as kerk word eenvoudig geroep, gekies en aangewys om die waarheid van God wat hy deur die profete, deur Jesus Christus en deur die apostels aan ons kom bekend maak het, te beskerm. Dit is waarom God sy kerk stig. Dit is waarom God sy kerk deur die eeue in stand hou, sodat ons as kerk onder die leiding van die Heilige Gees hierdie waarheid van hom kan beskerm en kan dra. Geliefdes, daar's 3 maniere waarop God sy kerk in staat kom stel om hierdie waarheid van hom te kan beskerm. Die eerste manier waarop hy ons as kerk in staat stel, is om op 'n Sondag hierdie waarheid suiwer te verkondig. Daarom preek ons uit sy woord. Daarom word ons Sondag na Sondag herinner aan wat hy vir ons kom doen het. In die erediens fokus ons op God, die skepper van die hemel en die aarde, wat kom kies het dat ek en jy sy kind moet wees. Ons fokus in die erediens op Jesus Christus, wat gesterf het en opgestaan het, sodat ek en jy vandag gered en verlos kan wees. In die erediens is ons fokus op die Heilige Gees, wat by en met ons is, en wat ons deur die woord van God kom vertroos en kom versterk. Ons spreek oor die drie-enige God, want op so 'n manier kom beskerm ons as kerk die waarheid van God. Op so 'n manier is God die een wat lei, wat roep en wat ons gebruik om sy woord suiwer te verkondig, om sy waarheid te beskerm. As kerk stel God ons in staat om sy waarheid te kan beskerm deur die sakramente aan die kerk te kom gee. Wanneer ons 'n kind doop, word ons as gelowiges herinner aan die feit dat God elkeen van ons kom kies het en kom insluit het by sy huisgesin. Nog voordat 'n kind die wet van God kan gehoorsaam, nog voordat 'n kind sy naaste kan lief hê, nog voordat 'n kind sy redding op enige ander manier kan verdien, is God die een wat die kind kom kies, wat die kind kom roep en wat die kind kom insluit by sy huisgesin.
Toe reeds, toe elkeen van ons 'n kind was, het God ons kom kies en het hy kom kies om ons God te wees. Die een wie ons versorg, wie ons beskerm en wie ons deur sy gees kom lei. Deur 'n kind te doop, is God besig om die kerk te gebruik om sy waarheid te beskerm. Net so, wanneer ons as gemeente aan 'n nagmaaltafel sit, is God besig om die kerk te gebruik om sy waarheid te kom verkondig. Ons sit aan die nagmaaltafel en dan word ons herinner dat Jesus se liggaam gebreek is en dat sy bloed gevloei het, sodat ek en jy met God versoen kan wees. Sodat ek en jy seker kan wees van ons versoening, van ons verlossing, van die vergewing van ons sondes en van die ewige lewe. Ons kan seker wees hiervan, want God het dit in en deur die kruis van Christus kom verseker. Aan die nagmaaltafel kom lei die Gees van God ons as kerk om sy waarheid te beskerm. So is God die een wat lei, wat roep en wat sy kerk kies om sy woord te verkondig en om hierdie waarheid veilig te hou. Die laaste manier waarop God ons as kerk lei en gebruik om sy waarheid veilig te hou, is deur ons kategese. Deur ons kinders te onderrig en vir hulle te leer wie God is en wat hy ook vir hulle kom doen het. Daarom het ons op Sondag ook kategese. Daarom is ons kinders deel van die kerk en ook in die erediens. Want God kom kies en besluit dat hulle ook saam met ons deel moet wees van sy huisgesin. Hy kies dat hulle saam met ons die draers en die beskermers van sy waarheid moet wees. Op 'n Sondag, in die erediens en in die kategese, is waar ons uiteindelik vir ons kinders die waarheid van God kan kom leer, soos wat hy dit in sy woord aan ons kom openbaar het. So is God weer eens die een wat lei, wat roep en wat sy kerk kom kies om sy woord te verkondig en om sy waarheid te beskerm. Gemeente, wanneer Paulus in 1 Timoteus 3 na die kerk van God verwys, dan praat hy nie oor 'n gebou nie. Hy kom praat met my en met jou. Die kerk, die huisgesin van God, is nie net beperk tot hierdie gebou nie. Nadat die Romeine die tempel in 60 na Christus kom afbreek het, is die kerk van God nog nie vernietig nie. God se kerk het na dit steeds aanhou bestaan, want God het die gelowiges, die huisgesin van God, nog steeds aanhou bewaar. Die kerk verwys daarom volgens Paulus na ons, na die mense van God, die kinders van God wat deur geloof aan hom behoort. Dis tog ons, elkeen van ons wat die opdrag kry om sy waarheid te beskerm. Dis nie 'n gebou wat daardie opdrag kry nie. Ek en jy is saam die kerk van God wat die opdrag het om sy waarheid te beskerm. Die kerk van God is nie 'n gebou nie. Dit is daar waar gelowiges bymekaar is om uit die woord van God te lees en om hom saam te aanbid. Dit is die kerk van God. Die kerk is daar waar gelowiges versamel word deur die Gees van God. Dit maak nie saak of ons in 'n gebou is, onder 'n boom is of in 'n stadion is nie. Maar waar ons as geloofsgemeenskap saam is en uit die woord van God lees, daar moet ons seker wees dat ons die woord suiwer verkondig, want ook daar is ons die kerk wat die waarheid moet bewaar. Die kerk is waar God ons kom roep, ons kom lei en ons as sy huisgesin kom gebruik. Want daar is God self teenwoordig. Daar kom lei en versterk hy ons deur sy woord en deur sy gees. Daar is die kerk. Ons is vanoggend saam die kerk. Nie omdat ons hier in die gebou bymekaar is nie,
maar omdat God ons hier kom versamel het, en omdat hy ons vanoggend deur sy woord kom lei. Geliefdes, die kerk van God is sy kerk. Ek en jy het eenvoudig die voorreg om deel te kan wees van sy kerk. Ek en jy het eenvoudig die voorreg om by mekaar te kan kom en deur sy gees gelei te word op 'n Sondag. Ek en jy het die voorreg om deel te kan wees van die kerk wat God in Handelinge kom stig het en wat hy nog altyd deur die eeue gelei, bewaar en versorg het. Ek en jy het daarom ook die voorreg om deel te wees van die kerk wat die opdrag kry om die waarheid te bewaar en te verkondig. En dit is presies wat ons doen wanneer ons as kerk saam is op 'n Sondag. Geliefdes, die opdrag wat God aan die kerk omgee het, bly vandag nog presies dieselfde opdrag. Daarom sal die Gees van God ons ook aanhou lei om saam te kom, om uit die woord van God te lees en om ons kinders ook uiteindelik daaruit te onderrig. Want van Handelinge tot by 1 Timoteus, tot in 2025 in Ritrigat, is God die hoof van sy God. En is sy opdrag aan sy kerk om sy waarheid te bly verkondig. Mag ons as kerk, as huisgesin van God, daarom nog steeds hierdie opdrag ernstig opneem. Want God kom gee sy kerk, sodat ons dit kan aanhou bewaar vir ons kinders en ook hulle kinders. Amen.